Goeienaand, liewe luisteraars. Dit is voorwaar weer vir my 'n voorreg om vanaand 'n paar oomblikke saam met jou deur te bring. Ons is in Pinkster 2024. Ons is besig om in die voetspore van 'n onverklaarbaar almagtige God te probeer stap. Ek het dit donderdag aand gesê, ek sê dit weer. Ek dink hierdie mag dalk een van die meer persoonlike reekse wees wat ek ooit geskryf het. En ek wil jou regtig net vanaand ook opnuut weer kom uitnooi. Loop jou eie pad saam met die Here. As my verhaal van my pad met die Here jou kan help, is dit wonderlik. Maar ek dink die belangrike ding wat ek vir jou wil sê is, loop jou eie pad saam met die Here en bly absoluut bewus van die feit dat hy onverklaarbaar almagtig is. Onverklaarbaar in die dat ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. Hoe hy dink, hoe hy dinge doen, wat hy toelaat in ons lewens, hoe hy ingryp in ons lewens, is net totaal onverklaarbaar. Gisteraand het ons vir mekaar gesê, daar's iets van Moses in ons elkeen. Moses wat 'n greep op God probeer kry het, deur te vra, wat is u naam? Omdat in 'n naam daar soveel meer was as net 'n naam. En God wat weet wat Moses probeer doen en net sê, ek is. Vanaand is ek en jy in die teenwoordigheid van die ek is. God wat nie vasgepen, wat nie verklaar kan word nie, wat nie my en jou verdediging in die wêreld nodig het nie, en wat almagtig is, en dis die wonder daarvan, op 'n onverklaarbare wyse, vir my en vir jou sorg, en vir ons die beste gee. Ek nooi jou sommer in vanaand, in ons volgende tema. Ek was nie seker of ek dit 'n stelling moet maak en of ek dit 'n vraag moet maak nie. 'n Goeie God moet mos goed wees vir sy kinders. Ek dink dit lê diep in ons elkeen se verstaan, of ten minste in ons elkeen se behoefte van hoe ons oor God wil dink. Voordat ons verder die Here se woord oopmaak en daaruit lees, kom ons bid net eers saam. Liefdevolle Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand weer so saam te wees. Dankie Here dat ons as 'n radiogemeenskap kan deel wees van hierdie Pinksterreeks. Dankie Here dat U met ons elkeen op pad is, dat U vir ons sorg. En dankie Here dat ons amper 'n wasige beeld kan kry, soos wat Paulus in 1 Korintiërs 13 skryf. Maar dat ons tog in hierdie reeks vrede kan probeer vind. In die wete dat U as 'n almagtige God vir ons sorg. Dikwels anders as wat ons hoop. Ja, en met U eie tydraamwerk. Maar tog, Here, dat U vir ons sorg. En daarom is my gebed dat U regtig ook vanaand deur U woord, deur ons saam wees, opnuut met ons sal praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek besef, ek sê dit elke keer wat ek met Pinkster besig is. Ek dink vanaand is moontlik een van die belangrikste temas, een van die belangrikste sleutels wat ons dalk kan help om 'n bietjie begrip te hê, of begrip te kry op hierdie tema. Nou wil ek onmiddellik sê, dit mag wees dat ek later in die week presies dieselfde vir jou sê. 'n Reeks soos hierdie is 'n werk in vooruitgang. COVID het die regering altyd gesê, hulle bou die vliegtuig in die lug. Pinkster is so. Die Here hou nooit op praat met my as leraar in Pinkster nie, in mense se reaksie, in dinge wat in my gedagtes kom lê na aanleiding van 'n tema wat dalk afgehandel is en wat ek byskryf weer.
En daarom mag dit wees dat omdat hierdie opname vooraf gemaak is, hy dalk selfs 'n bietjie anders klink, hier en daar 'n ander nuance mag hê, as dit wat jy dalk op YouTube sal sien, wat die lewendige uitsending sal wees, of wat jy dalk in die erediens sal beleef. Maar kom ons val weg. Vanaand dink ek wil ek begin deur saam met jou 'n bietjie geestelike wiskunde te doen. Verskoon nou die lomterm, ek kon nie aan 'n beter een dink nie. Ek het donderdag aan vir jou gesê dat ek baie lief was vir Skynat, meneer Kreer wat 'n groot invloed op my lewe gehad het, maar wiskunde was ook een van my gunstelinge. Dalk omdat wiskunde vir die grootste deel van die tyd mos nou 'n antwoord gehad het. Totdat in elk geval ons die alfabet begin gebruik het om wiskunde te probeer doen. Die sogenaamde algebra. En dan maak dit 'n bietjie minder sin. Nou, wat bedoel ek met geestelike wiskunde? Geestelike wiskunde is eintlik 'n verskriklike eenvoudige som en jy sou iets daarvan gehoor het in die tema van vanaand. En die som lyk basies so: 'n goeie God plus gelowige kinders is gelyk aan voorspoed en rykdom. Maklik, né? Goeie God plus gelowige kinders is gelyk aan voorspoed en rykdom. En soos enige ander goeie wiskunde formule of 'n wiskundige stelling, kan ons natuurlik hierdie stelling maklik verdedig. Ag, die Bybel is mos propvol van voorbeelde van voorspoedige mense. Ryk mense. Mense wat ons wil sê, jy kon sien dat die Here vir hulle voorspoed gee en vir hulle rykdom gee. Jy kon sien dat die Here hulle gesond maak en so op die oog af gekyk, lyk dit asof hulle lewens net 100% sin maak. So die stelling is waar. En dan moet ek en jy miskien maar vir mekaar sê, dis die som wat ons ook mos maar baie keer maak. Ek gaan jou dalk teleurstel en vir jou sê, dis in elk geval baie keer hoe ek die som wil maak. As die uitdagings in die lewe kom, dan is dit, en jy doen dit dalk nie, maar dan is dit asof ek soms wil teruggaan na die Here toe en sê, Here, kom ons maak gou weer die som. In 'n kamer in die destydse kerkhuis in 2020, voor COVID, voor lockdown, voor al daai nare goed met ons gebeur het, sit ek die aand en bid vir my pa wat net daar naby in Durbanville se hospitaal lê, in 'n medies geïnsideerde koma met ernstige longontsteking. En ek bid en ek sê, Here, my pa, dit weet U. My pa het U met sy hele lewe gedien. My pa was jare en jare by die katedrese betrokke. Vir die van julle wat nie weet nie, hy was nie 'n dominee nie. Hy was 'n swyser. Maar hy het die Here gedien. Hy en ma leef vandag nog, het die Here gedien. Sy dien hom vandag nog. Bid en ek sê, Here, my pa het kinders se lewens verander. Verseker verdien hy om gesond te word. U skuld dit vir. 'n Goeie God plus 'n goeie kind moet mos gelyk wees aan voorspoed en sukses en gesondheid. Vriende, die gedeelte wat ek vanaand vir jou wil lees, is om sagkens te stel, eintlik op sy beste ontstellend. En tog deel van die Bybel.
Dalk 'n deel wat ons nie wil hoor nie, dalk 'n deel wat ons soos amper Openbaring wil verbyblaai by, omdat ons dit nie wil verstaan of kan verstaan nie. Of dalk net 'n gedeelte wat ons nie wil hoor nie, want dit druis in teen die som wat ons as gelowiges maak. Ek praat van Prediker 9 en ek lees vir ons sommer daar van vers 1 af. Dit alles het ek ter harte geneem en ek het bevind, God regeer oor die wat reg doen en wysheid het en oor wat hulle doen. Niemand weet of daar vir hom liefde of haat wag nie. Een en dieselfde lot tref almal. Die regverdige en die goddelose, die goeie, die reine en die onreine. Die een wat offer, die een wat nie offer nie. Soos dit met die goeie gaan dit met die sondaar. Soos dit met die een gaan wat 'n eed aflê, so gaan dit met hom wat weier om 'n eed af te lê. Die ellende met alles wat in hierdie wêreld gebeur, is dat dieselfde lot almal tref. Die hart van die mens is vol boosheid. Die dwaasheid bly hom sy lewe lank by. Sy einde is die dood. Solank jy onder die lewendes is daar hoop. 'n Hond wat lewe is beter as 'n leeu wat dood is. Die wat lewe weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks. Daar wag vir hulle niks meer nie. Hulle is vergeet. Dis klaar met hulle liefde, hulle haat en hulle hartstog. Hulle sal nooit weer deel hê aan wat in hierdie wêreld gebeur nie. Eet dus jou brood met vreugde, drink jou wyn met 'n bly gemoed. God het lankal reeds goedgekeur wat jy doen. Dra altyd wit klere, versorg jou hare met olie. Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, die lewe wat tot niks kom nie, maar wat God jou in hierdie wêreld gegee het. Die hele lewe wat tot niks kom nie. Dit is wat jou toekom in die lewe, wat jou toekom vir al jou geswoeg in hierdie wêreld. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen, want in die doderyk waar jy in jou pad is daar nie werk of insig of kennis of wysheid nie. Verder het ek in hierdie wêreld gesien, dit is nie die vinnigstes wat die resies wen nie, nie die sterkstes wat die oorlog wen nie, nie die wat wysheid wat kos het nie, nie die verstandiges wat ryk word nie, nie die met kennis met wie dit goed gaan nie. Alles word bepaal deur tyd en geleentheid. Die mens ken self nie die tyd van sy dood nie, soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip. So word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. Ons lees net tot daar. Ek wil nou vir jou vra, wat gaan nou deur jou gedagtes? Is dit dalk iets min of meer soos, as dit waar is wat ek nou gelees het, wat help geloof dan? Of bring dit jou by die vraag wat ongelowige mense al meer as een keer vir my gevra het. Anton, jy doen nou die regte ding en jy probeer altyd die regte ding doen en jy preek dat ons almal die regte ding moet doen. Maar as jy nou eendag uitvind, daar is nie 'n hemel nie, daar is nie 'n hel nie. Wat as jy uitvind daar geloof was maar net 'n fabelagtige gedagte. Dit was alles pure verniet. Klink dit bekend? Ek het nie sy boek gelees nie, maar klink dit nie min of meer soos Ben de Tooy geskryf het? En hy soek na 'n ander antwoord, nadat hy sy lewe lank God as antwoord gehad het nie. Want verseker, as 'n mens vinnig hierdie hoofstuk 9 in Prediker lees, dan is dit die gevoel wat jy kry. Ons is met niks besig nie. Die lewe kom tot niks. En of jy goed doen of sleg doen, of jy regverdig lewe en of jy sondaar is. Vriende, en as jy nou dink dit is ontstellend, dan gaan hier dieselfde Prediker skrywer verder daar in vers 11 en dan sê hy, wie wat?
benewens die feit dat die lewe tot niks kom nie. Dis baie eenvoudig. Dis nie sterkes wat wen nie. Dis nie vinniges wat noodwendig wen nie. Dis nie hardwerkendes wat noodwendig rykdom het, of kos het nie. In kort, die lewe is diep, diep onregverdig. En nou soos terug by my wiskundesom. 'n Goeie God plus gelowige kinders is gelyk aan voorspoed. As dit nie vir jou sin maak nie. Toe ek die eerste keer met hierdie teks regtig besig was, het dit ook nie vir my sin gemaak nie. Ek moes regtig, toe ek met hierdie boodskap besig was, op 'n stadium letterlik my rekenaar se sleutelbord een kant toeskuif en sê, Here, ek weet nie nou nie. Ek weet nie wat ons as gelowiges nou vir mekaar moet sien. Ek weet nie hoe ek vir mense kan sê, hou aan glo. As met die eerste oogopslag dit lyk, of u nie omgee nie, of u nie almagtig is nie, of die lewe nie regverdig is nie, of die lewe die val van 'n dobbelsteen is, en dis dit. Nou die interessante ding is, dat dit lyk vir my of die ontknoping van hierdie geestelike wiskundesom eintlik lê in wat agter die is gelykant teken is. Goeie God plus gelowige kinders is gelykant. En dis waar die fout gekom het. Want sien, ek en jy het die Bybel gelees en ons het vir onsself gesê, maar dit lyk dan asof om gelowig te wees vir jou baie voordele inhou. Voorspoed en rykdom en gesondheid en vir die Israeliete, die beloofde land, die land wat oorloop van melk en honing. Vriende, wat sê Prediker? Prediker sê, die antwoord op die is gelykant teken, lê in die geskenk van die lewe. Jy moet nou mooi luister. Die antwoord op die som lê in die geskenk van die lewe. Daarom sê hy, 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Vanaand gee 'n goeie God vir my en vir jou die lewe. Wow. Nee? Geniet die lewe, vers 9. Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Geniet die lewe. So, 'n goeie God plus goeie kinders, gelowige kinders, is gelyk aan nie noodwendig voorspoed nie. Is gelyk aan die lewe. En vir hulle wat gesterf het as gelowiges is gelyk aan die ewige lewe. Ek het gaan kyk. Ek het sommer op Google gaan kyk. Wie is die rykste dooie mense? Klink vreemd. Wie is die rykste dooie mense? Ek gaan nou die Engelse woord gebruik, die celebrities. Wie is die rykste van die celebrities wat dood is? Nou, ek kan nou nie omgee of my inligting 100% korrek is nie. Volgens die Forbes lys van rykste dooie bekendes is Michael Jackson bo aan die lys. Ek weet nie wanneer dit was nie, maar sy netto-waarde was $115 miljoen. Maal dit met 18. En dan kyk jy of jy die som kan uitspreek. Tweede, Elvis Presley, $100 miljoen. Ek gaan daar stop. Want dis mense wat ons nou eintlik soort van
seker ken, baie van ons. Wat sê Prediker? Prediker sê, Anton, jy is vanaand beter af as Michael Jackson en Elvis Presley. Gesamentlik. Nou kan ek jou eerlik sê, ek het nie 115 miljoen nie, en ek het nie 100 miljoen dollar nie, ek het nie $1 miljoen nie. Ons kan maar in die rande ook ingaan, maar dit gaan 'n verleentheid raak. Anton, jy is beter af as hierdie twee ouens saam. Want 'n goeie God gee vir jou die lewe. Vriende, kan ek dit 'n oomblik laat insink? Kan ek dit 'n oomblik laat insink? As ons radio-opnames maak, sê hulle altyd, ons moet nie te lank stiltes hou nie. Dan begin stel mense aan die knoppe. Ek wil vir jou sê, moenie aan die knop stel nie. Maar ek wil hê dit moet insink. 'n Goeie God gee vir Anton die lewe. Die onregverdige lewe. Prediker skrywer sê, eet jou brood met vreugde, drink jou wyntjie, want dit is genade. Donderdag aand het ons vir mekaar gesê, die God, die onverklaarbaar almagtige God in wie ek glo, het my pad bepaal 9 maande voor 13 Julie 1971. Hy het bepaal dat ek nie Charles en Diana of Charles en Camilla of whoever se kind is nie. Elvis Presley se seun wat hy nooit gehad het nie. Goeie God gee vir my die lewe. En hy sorg vir my. En die lewe is onregverdig. Ek wil nie vanaand al die res van die week se temas vooruitloop nie, maar as die lewe regverdig was, het Jesus nooit aan die kruis gesterf nie. Hoekom sal 'n onskuldige vir 'n klomp skuldiges gaan sterf, as die lewe dan sogenaamd regverdig moet wees? Moses het gedink hy kan God manipuleer. God kan nie gemanipuleer word nie. En die wiskundesom is eenvoudig nie so dat 'n goeie God vir goeie kinders voorspoed en rykdom en gemak moet gee nie. Ek is nie veel van 'n kompetisie mense. Maar vroeër die jaar, so maand 2 terug, sien ek een aand 'n advertensie van die Suid-Afrikaanse Jagtersvereniging. Vir 'n kaartjie van R100 skryf jy in en dan kan jy 'n jagpakket wen vir jou en 3 vriende. En die van julle wat my ken sal weet, ek en Jan Fourie het graag saam gaan jag. Altyd hier na Pinkster. Later het dit doodgewoon net te duur geword. En hy is weg en dit het dit nog duurder en meer ingewikkeld gemaak. Ek stuur vir hom 'n boodskap. Ek sê vir hom, ek wat nooit eintlik inskryf vir 'n kompetisie, ek gaan inskryf vir die kompetisie. En as jy kom wen, dan gaan ek en jy en ons 2 seuns. Man, gemsbok bil en 4 springbokke. Soos hulle in Engels sê, all expenses paid. Hy stuur vir my boodskap terug, hy gaan ook 'n kaartjie koop. So ons het 2 kaartjies. Nou het ek julle aandag. Die trekking was Woensdag. En ek kyk na die tyd die videoetjie. Uit die aard van die saak het ek nie die oproep gekry nie. Ek stuur nogal vir hom 'n boodskap en sê, jong, ek dink hulle het jou gebel. Hoekom? Want 'n goeie God en goeie kinders is gelyk aan 'n lekker jagpakket van R100,000. Arie het gewen. Wie's Arie? Ek het nie 'n idee nie.
Arie bly blykbaar in Gauteng. Ek hoop nie Arie hoor die boodskap nie, want ek wil nou by sê, Arie het nie eens bly geklink nie, of hy was so uit die veld geslaan, maar Arie het nie bly geklink nie. Wie's Arie? Ek weet nie wie's Arie nie. Want 'n goeie God, dit gaan baie hard klink, maar 'n goeie God kan nie omgee wie daai jagpakket wen nie. Hoor jy wat ek vir jou probeer sê, vriende? Daar's groter dinge in die lewe waarmee God besig is. Daar is en ek skies vir die paar Engelse woorde, maar dit maak nie sin. Daar's net 'n stuk van die lewe wat op autopilot is. Wat ek ver oggend geëet het vir ontbyt, het geen invloed op die skepping. Niks, nul. So die almagtige God wat ek aanbid, laat die goed net gebeur. Want hy's gereed, daar waar ek en jy by 'n hospitaalbed of in 'n kamertjie in die kerkhuis bid, is hy gereed om te luister en sy wil te laat geskied. En daai wil van hom, dis ook een van ons temas wat kom, daai wil van hom beteken ook nie rykdom, voorspoed, geluk nie. Dit bestaan nie. En ek wil dit nie weet nie. En moet my nie kwaadlik neem as ek dit nie wil weet nie, want jy wil dit ook nie weet nie. Maar dit is die werklikheid. En kan ek dit maar vir jou sê, hoe sleg dit ook al is, dat Arie gaan jag en ek en Jan kan nie. Dis reg. Want 'n goeie God sorg vir my. En die uitkoms is nie altyd soos ek het wil hê nie. En die voorspoed is nie altyd soos ek het wil hê nie. Kan jy dink dat iemand wat so lief is vir sportmotors nie eers een besit nie? En dit voel mos nie reg nie. Dit is reg. Want 'n goeie God sorg vir my en vir my gesin en vir jou. Dalk het dit tyd geword dat ons net die som anders maak. Dalk het dit tyd geword dat ons fokus op die geskenk van die lewe. Op fokus op dit wat ek het en nie op dit wat ek nie het nie. Ek maak klaar. Net omdat die uitkoms anders is wat ons dit gedroom of gehoop of gesien het, beteken nie dat God nie in beheer is nie. En nie vir ons sorg nie. Mag ek en jy vanaand net vrede vind in die wete dat God vir ons sorg en dat hy in beheer is. Hemelse Vader, hoe moeilik dit ook al mag wees om ons rond te kyk en die voorspoed van ander te sien en onsself dan jammer te kry. Dankie Here dat U vir ons sorg. Dankie dat U vir my goed is. Ek loof en ek prys U. Amen. Vriende, ek gaan jou uitnooi. Môreoggend se boodskap word ook uitgesaai. Dit is deel van die reeks. Ons is môreoggend by die wonderlike tema gee ander se verhale vir my hoop. In die gemeente, in die diens, het ons die wonderlike voorreg om 'n pragtige seentjie te doop. En ja, ons gaan regtig net 'n paar oomblikke stil staan en sê, as ons dan al hierdie verhale sien van ander mense se voorspoed, kan ek hoop daaruit haal. Skakel gerus in môreoggend.